En ek is so 1:30 as ek wakker weer vanmôre en ek het opgestaan. En ek het net vir die Here gesê, as hy wil, maak my wakker. Ek wil net weer deur hierdie woord gaan. En toe ek daar gaan sit by die lesenaar, en toe dop hy my kassie om. En heeltemal my kassie omgegooi. Heeltemal. En ek het hierdie boek gevat, wat is so mooi uitgewerk het. Toe sê hy vir my, stel dit net aan een kant. Ek gaan dit nou vanmôre in kan sit. En daar is 'n paar skrifte wat vir my uitstaan. En die eerste een is, nader tot my en ek nader tot jou. En ek kan nie besef nie, wat daai kragtige woorde, nee is reg, jy moet gesels, nee, tata, dat is reg, jy kom by my kom staan. Hy sal vir die mic gee. Hy sal vir julle leer om in ander tale te praat. Ja. Maar met hierdie ondop en die Here sê, doen net dit en daar is paar skrifte wat ek nou vir julle sê. En natuurlik die een nader tot my en ek nader tot jou. Maar ons besef nie hoe diep dit is nie. Het is regtig baie diep. Want weet jy wat? Ek en jy moet die eerste stap neem. Jy kan al die bekommernisse in die hele wêreld, maar as jy nie die eerste stap gee nie, as jy nie na vore kom nie, dan kan hy niks in jou situasie doen nie. Zero, niks nie. En dan kom jy ander beloftes, want hy sê, ons gaan groter dinge doen, as wat hy gedoen het. En nou bevraagteken ons dit, want die Here Jesus het baie gedoen, want hy is deel van die drie-enige God. Hy is die Seun. En hy werk deur die Vader. En hy het vir ons die Heilige Gees gestuur. Vir wat? Want reg in die begin het God, die Vader, met Adam gewandel. So dit is sy hartklop om by ons te wees en saam te wandel. Toe kom die Here Jesus en hy doen deur die krag van God die Vader herstel hy daai verhouding op die kruis. Want jy weet jy wat, daar is net twee paaie, die geregtigheid en ongeregtigheid. Maar daai verhouding wil hy weer aanknoop. En dit het hy gedoen deur Jesus, wat op die kruis gesterf het. Sodat ek en jy verlos kan word. Sodat die voorhangsel was geskeur gewees. Sodat ek en jy toegang kan hê tot God die Vader. So die hele pad langs het hy kommunikasie, het hy pad saam gestap met jou. En toe stuur hy die Heilige Gees. Toe stuur hy die derde godheid na die aarde toe. Om saam met jou en my hierdie pad te kan stap. Maar in dieselfde pad wat hy stap, waarvoor is die Heilige Gees hier? Ons het daai 35 goeders reg in die begin van die boekie. En een van hulle is om jou te troos en vir jou krag te gee. En nou hanteer ons, en nou is ons in die 4de deel van die gawes van die Heilige Gees in die praktyk. Omdat ek 'n praktiese persoon is, wil ek daai boksie inligting vir jou kan gee, sodat jy bemagtig is om 'n disipel te maak. Jy kan niks doen sonder die Heilige Gees nie. Amen. Dit is hoekom wanneer jy wedergeboorte is, sê hy wat? Jy is gebore in Gees en
water. Met ander woorde, jou geestelike oë het oopgegaan, jou geestelike ore het opgegaan. Jy is 'n nuwe persoon, alhoewel hierdie chassis nog steeds dieselfde. Geestelik is jy 'n nuwe persoon. En hy bekragtig jou om hierdie goedes te kan doen. Nou praat ons oor die 3 gawes van kragte. Nou hierdie is 'n game changer. Hierdie is regtig 'n game changer in jou en my lewe, wat ons besef hoe belangrik dit is. En ons praat nou, daar's 3, die laaste 3, wat is hulle? Kom julle kan julle, kyk daar, lees dit vir my, daai. Gawe van geloof, werking van kragte en gesondmaking. Kyk, gawe van geloof, die werking van kragte En gawe van en die gawe van gesondmaking. gesondmaking. Nou onthou nou net, wat is die tweede grootste skrif vir my en vir jou, wat ons moet onder ons knie kry? Ons gaan groter dinge doen as hy. Groter is hy wat binne in my is hy wat in die wêreld is. Nou wil ek jou nou iets vertel. Wag ons, ek gaan nou vertel. Wanneer jy gaan kyk na die gawe van geloof, daar's 4 verskillende gelowe wat jy kan kry. Geloof van 'n mosterdsaadjie. Alright? En dan so bou dit op. Tot die gawe van geloof, gaan die Here Jesus die gawe van geloof vir enige persoon gee? Nee. Jy het geloof, maar binne daai perspektief gee hy vir jou die gawe van geloof tot watter werke? Wonderwerke. Tot sy wonderwerke, tot sy kragwerke. Want jy het daai gawe nodig. Jou eie geloof gaan dit nie doen nie. Jy het daai gawe van geloof nodig om op te staan en te sê, bid vir die dooie. Staan op in Jesus naam. Ek lê hande op jou en ek sê, Here, genees daai been in Jesus naam. Wat gebeur dan? Daar's 3 goeders wat gebeur. 3 goeders. Dis die gawe van geloof wat in werking kom. Dis nie jou eie geloof, dis die gawe van geloof. Dan kom daar kragte. Dit is krag. Dieselfde Heilige Gees krag wat die Here Jesus laat opvaar het na die hemel. Uit opgeval. Die dood. Ja, en uit die dood uit. Daai selfde Heilige Gees is binne in jou en my. Amen. Jy kon dit nie koop nie. En dit is hoekom ek teruggaan na die termostaat toe. Wat is die termostaat? Ek is bereidwillig. I'm teachable. Wat is jou nie nou? As 3. Dankie tog, ek is beskikbaar. Dis jou termostaat. En as jy nie dit doen nie, dan gaan jy uitverloor op wat hy eintlik wil hê. En die mense misinterpreteer hierdie gawes van die Heilige Gees. Daai man het sy lewe vir die Here gister gegee. En ek sê dit publiek. Hy het 'n stand, hy het 'n verandering gemaak in sy lewe. Hy is nou gevul met die gawes, hy is gevul met die Heilige Gees, maar hy het nog nie die gawes nie. Nou sê ek vir jou en vir my hier vanmôre, hierdie gedeeltes is nie meer melkkos nie. Hierdie gedeeltes is die Nike ding. Hierdie gedeelte, ek het my boeke neergesit. Al my references is daar.
maar ek het die woord van God hier binnekant my. En nou wil ek vir jou nog 'n ding sê. Wat is die ander ding van geloof? Die groot ding wat die mense mis, die buitekant. Geloof sonder werke is wat? Is die, sê dit hard. Sê vir die persoon langs jou. Geloof sonder werke is dood. So ek gee nie om in watter denominasie jy is nie. Ek gee nie om nie. Maar ek gee om wat die woord van God vir my sê. As jy betrokke is by 'n denominasie waar daar nie werke is van die Heilige Gees nie, dan moet jy opstaan en moet weghardloop. Want dan is jy besig met die godsdienstgees. Praat ek reguit? Ja, dis tyd. Dis tyd om reguit te praat met mekaar. Doen dit wat die woord vir jou sê. Ons is nie meer hier om speletjies te speel nie, daar's nie meer tyd nie. Daar's regtig nie meer tyd nie. En hierdie gawes van die Heilige Gees sit vir jou op 'n geestelike dimensie wat jy jou disippelskap roeping kan uitleef. Jy kan dit nie doen sonder 'n verhouding nie. Jy kan dit nie doen sonder die gawes van die Heilige Gees nie. Jy eet hierdie olifant stukkie vir stukkie, vleis vir vleis. Jy kan nie hom drink nie, hy is te groot. Jy kan nie vleis drink nie. Sodra jy die Heilige Gees binne in jou het, begin jou geestesoë oopgaan. Jou geestesore gaan oop. Hierdie jong manne, hulle gaan miracles doen. Hulle gaan begin hande op mense lê. Hulle gaan begin in tale spreek. As hulle dit vat, is hulle die leiers van môre. Hoor hierso, oor 4 jaar, met een van julle hier kom staan, nie ek nie. Kapies, dit is so. As daar 'n roeping op jou lewe is, moet jy begin verantwoordelikheid vat. Hoor wat ek nou vandag vir jou sê. En ons vat dit elke ene. Want daai disippelskap roeping is op elke persoon gerig. Hoe gaan jy 'n lig skyn? Ek sê altyd die kerke is leeg, want daar's nie meer tekens en wonders in die kerke nie. En as daar nie tekens en wonders is nie, dan moet jy weghardloop. Sorry to say. Nee, ek sê sorry nie. Die woord sê so. Jou geloof sonder werke is dood. Soos jy in 'n gemeenskap is en hulle is dood, dan is jy dieselfde. Dan aanvaar jy daai dooiheid, dan hou jy 'n kerk. Dan is jy op die verkeerde plek. Uit die comfortzone uit. Uit jou comfortzone uit. Want die woord van God sê, nader tot my. Ek kan niks doen as ek hier sit. Halleluja, ek is lekker heilig en veilig in hierdie 4 mure nie. Die Here Jesus het mense aangeraak, hy het gestap. Ons doen dit wat die Here Jesus doen. Ek wil vanmôre vir julle 'n liedjie speel. Maar jy moet sit. Luister na die woorde. Sit daai ding net op pause asseblief. Sit net op pause. Julle kan my julle oë oopmaak. Hoekom het ek hierdie liedjie gespeel? Come and follow. Dis die eerste stap wat jy moet neem om hom te volg. En hy gaan vir jou toerus. Dis hoekom ek praat van die gereedskapkas. Ons in daai gereedskapkas net bietjie afstop. Want hy het vir jou toegerus vir die werk. He equips those who he calls. Hy vat die mense. Simon, wie was hy? Petrus, wie was hy? Hy is 'n visserman. Rof en onbeskof. Rof en onbeskof. Hoor wat ek vir jou sê. En die Here Jesus het hom omgeswaai. Wat het met Moses gebeur? Wat het met Dawid gebeur? Moenie jou te gering ag
En maak nie saak wat die situasie is nie. Die Here Jesus gebruik jou tekortkominge en hy swaai dit om tot eer en verheerliking van hom. Amen. En dit is hoekom ons hierdie gawes van die Heilige Gees doen, sodat jy 'n toolbox het en daar waar jy heen gaan, is jy toegerus om sy werk te doen. En dis hoekom ek sê, maak nie saak wat 'n geloof jy het nie. Geen hom nie. Maar as daar nie werke is nie, dan is dit dood. Weet julle Bybels gebring? Het julle almal? So julle is reg vir die oorlog. Bly vir my asseblief na Korintiërs 12 toe. 1 Korintiërs 12. En ek gaan weer hierdie gawes net lees. In vers 5, of eintlik 3. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees. Hier is baie goeders, hier is 'n preek op sy eie. Maar as jy, hoe belangrik is hierdie Heilige Gees werking vir die Here Jesus? Nou kan jy begin verstaan. Jy kan niks, dit gaan nie oor Korse kragte, of Davidson, of maak nie saak wie nie. Het maak nie saak nie. Dit is sy krag, hy word verheerlik in hierdie werke. Nie ek en jy nie. Maar hierdie werke is tot opbouing van die gemeente. En daar is 'n verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid van werke, en tog dieselfde God, wat alles in almal werk. Onderstreep daai, alles in almal. Sluit dit vir jou en vir my in? Alles en almal? Natuurlik. Vers 4. Het vers 4 uitgehaal. Daar is wel 'n verskeidenheid van die genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Vers 6. En daar is 'n verskeidenheid van werke en tog dieselfde Gees, dieselfde God, wat alles in almal werk. Met ander woorde, niemand is uitgesluit nie. Dit gaan nie om jou finansies nie, dit gaan nie om jou kwalifikasies nie, dit gaan nie om jou kleur nie, dit gaan nie om of jy man of vrou is nie, dit gaan nie of jy seun of dogter is nie. Alles in almal. Maar in elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nutting is. Is jy ingesluit? Natuurlijk. Sodra jy wedergebore is, dan het jy die Gees binne in jou. Jy het sy Gees binne in jou. So hierdie kan jy jou naam opskryf. En hy gee vir jou dit wat nuttig is. Want die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee en 'n ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Want dan het die Heilige Gees is alwetend en alomteenwoordig ten alle tye. We serve a mighty God. En 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees en 'n ander genadegawes van gesondmaking dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie en 'n ander onderskeiding van die geeste en 'n ander allerlei tale en 'n ander die uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk
een en dieselfde Gees, afsonderlik soos wat hy wil. En hierdie verkoue is besig om te gaan. Hierdie is jou toerusting, hierdie is jou toolbox. En hierdie hele dokument is so uiteengesit, en wat het gekomparteer is, om verskeie gawes te karakteriseer en in te gaan. Dis die inhoud van daai boekie. En daai is redelik belangrik, dit is die netwerk van hierdie skrif wat ek nou gelees het, kan jy daar gaan vind. Die netwerk van die skrifte bedoel ek. Daar's baie begeleidende skrifte wat aanvullend is tot hierdie een skrif. Wat ek en jy nie moet vergeet nie. Nou wil ek jy moet vir my na Johannes self toe gaan. Is julle daar? Ja, ek weet nie waar nie. Ek gaan net vir jou, ek gaan 'n paar versie uithaal. Lees net saam met my, is julle daar? Johannes 11, hoofstuk 11, vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie, tot in ewigheid nie. Nou is my vraag, glo jy dit? Glo jy dit? Amen. As jy wedergebore het jy die ewige lewe. Dis wat dit vir ons bring. En hier is die storie van Lazarus. Nou almal weet wat dit daar gebeur, né? Nou waarom ek hierdie stukkie teks uitgehaal het. Hierdie stukkie teks beskryf die laaste 3 gawes van kragte. Dit beskryf die geloof, beskryf die kragte en dit beskryf die gesondmakende kragte. Ek en jy kan dit nie doen nie. En nou moet jy ook verstaan, hierdie genesing, hierdie opstanding wat gebeur het van Lazarus, was die grootste wat die Here Jesus op aarde gedoen het. En Here Jesus het gesê, julle gaan groter doen as hierdie. Glo ek en jy dit? Gaan ons dit kan doen in die markplein? Ek wil net een stukkie hierso ook lees. Toe Jesus haar dan sien, ween, en die Jode het saam met haar gekom het, ook gesien ween, en hy het geweldig bewoog geword in sy gees en hom ontstel. Verskoning, dit is vers 33. En gesê, waar het julle hom neergelê? Hulle sê vir hom, Here, kom kyk. Jesus het geween. Nou in die verklarende studiebybel sê dit daar, hy was bewoog gewees, hy het trane in sy oë gekry. En hulle het gedink, nou wat nou? Jy het die mense, hier soos 'n stukkie wat ek en jy moet regtig grasp, wat sê ons Afrikaanse woord? Vasvat.
Ons moet dit vat. Begryp. Ja. Hulle het gedink, hy het gehuil, dat hy dit verloor het. Want, hy het net tevore, 'n ander dogtertjie genees. En hy kon dieselfde gedoen het, as hy daar was, vroegtydig. Maar Lazarus het opgestaan 4 dae nadat hy oorlede was. En dit is hoekom hulle gedink het, nou maar, Here Jesus, wat gaan jy nou doen? Bevraagteken. En ek en jy kan nie die krag van die Here Jesus bevraagteken nie. Want dit is sy wil, wanneer hy wil. Kom ons lees verder. En Jesus het geween. Die Jode sê toe, kyk, hoe lief hy hom gehad het. Wow. Dis al wat hulle gesê, die Jode. Met ander woorde, hulle was nie kinders, hulle was nie volgelinge van Jesus nie. So hulle het 'n eksterne kyk gehad na die hele situasie en gewonder wat gaan gebeur. En sommige van hulle sê ook, kom, hy wat in die oë van die blinde man geopen het, nie maak dat hierdie man ook nie gesterf het nie. Met ander woorde, hy moes daar gewees het, voordat hy werk gesterf het, en hom genees het, dan was dit die gesondmakende krag wat na vore gekom het. En die krag van geloof en die krag, sy krag, was nie ter sprake nie. Hoor wat ek vir jou sê. En Jesus het weer in homself geweldig bewoog geword, en hy het die graf gekom, en dit was 'n spilonk, en 'n steen het daar gelê. En Jesus sê, neem die steen weg, Martha, die suster van die oorledene. Sê vir hom, Here, ek ruik al, want hy is al 4 dae dood. En Jesus sê vir haar, ek het nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. As jy glo, sal jy die heerlikheid sien. Dis 'n ander geloof. Dis nie dieselfde geloof nie. Nou skud ek julle kassie. Hulle neem toe die steen weg, waar die oorledene lê. Hier praat hulle nie van Lazarus nie, hulle praat van die oorledene. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê, en hier kom dit, is baie belangrik, Vader, ek dank U, dat U my verhoor het. So Jesus het geweet van Lazarus, en hy het al begin vra, 4 dae voor die tyd, God die Vader, help my in hierdie situasie. En ek het geweet, dat U my altyd verhoor, maar terwille, luister hierna, van die skare wat rondom my staan, het ek dit gesê, sodat hulle kan glo, dat U my gestuur het. En nadat hy gesê het hy met 'n groot stem geroep, Lazarus, kom uit! Het hy Kishanda Baratakaba en 'n lang gebed gedoen? Dit was direk gewees. Lazarus, kom uit! En toe het hy opgestaan. En het uitgekom te sê hulle, haal nou hierdie doeke af. Hy was bekleed met die geloof, die krag van geloof. Hy was bekleed met die krag, die gawe van die kragte, want dit het krag gekos om hom te laat opstaan. Hy het opgestaan. Dit het krag gevat waar hy genees word in een slag.
So hierdie is wat ek en jy moet verstaan. Die gebed en voorbereiding moet jy altyd wees ten alle tye. Sodat al hierdie kragte van die Heilige Gees, dis hoekom ek die liedjie gespeel het, come and follow, volg hom, het 'n verhouding met hom, voldoen daaraan, want hierdie goeders gaan gebeur, wanneer jy dit nie verwag nie. Dieselfde toe Petrus, by die ingang gekom het by die poorte, hy was op pad na die sinagoge toe, hy was op pad gewees om te bid, en hy sê vir hom, hoor hierso, ek het nie vir jou almal sien, maar dit wat ek het, gaan ek vir jou gee. En hy vat met sy regterhand en hy ruk hom op. Sy staan op en stap, wees genees, in Jesus naam. So dit laat ek en jy mekaar besef, wanneer laas, of kon jy al vir iemand so bid, onverwags, hy was op pad, sê net die man, maar hy het die stap geneem, in geloof, die krag het plaasgevind, en die genesing het plaasgevind. En hoekom kan ons dit nie doen nie? Dis net 'n vraagteken.